Okay, nie die meeste nie, die hoogste kinetiese energie. En nou het hulle gevra oor tempo. Nou sê jy vir my daai sinnetjie, juffrou, die een met die hoogste kinetiese energie het meer genoegsame kinetiese energie om die aktiveringsenergie te oorkom. Daarom sal hy die hoogste reaksietempo hê. Ja? Ja? Ardu? 'n sekere chemiese reaksie word deur die potensiële energie diagram hieronder voorgestel. Wat 'n soort reaksie is dit, Frederik? Hoe sien jy dit? Okay. Nou vra hulle vir jou, watter een van die volgende groothede sal verander wanneer 'n katalisator bygevoeg word? Ja, Heinrich. Die aktiveringsenergie, which is, wat is die letter? C. Dian, kan die reaksiehitte ooit verander? Hy kan nooit verander nie. Okay, goed. Nou, ek het jou gevra om 'n ander boek saam te bring. Jy onthou dit? Met die vraestelle. Ja? Waar is jou boek? Okay, julle. Ek wil hê julle moet vir my gaan na bladsy 86 toe. Bladsy 86. Dit is Junie 2024, vraag 21. Okay, hierdie boek bring jy ook vir my môre saam asseblief. Okay. Goed, hier sê hulle vir jou op bladsy 86. Die reaksie tussen aluminium en oormaat swaalsuur word gebruik om faktore van 'n reaksies tempo beïnvloed te ondersoek. Okay, nou stop jy gou vir 'n oomblik, né? Jy kyk daar, jy sê aluminium, solid, so wat kan 'n solid wees? 'n Solid kan wees of 'n poeier of korrels of lint of so ietsie met swaalsuur. Jy sien dis aqueous, dis 'n oplossing. So wat kan ons met daai oplossing doen? Ons kan sy konsentrasie verander, ons kan sy temperatuur verander. Dan sien jy dit vorm aluminium sulfaat en jy sien dit vorm waterstofgas. So wat sal ek waarneem in die reaksie? Ek sal sien dat daar gasborrels vorm. Wat sal ek nog waarneem? Wel, dis 'n metaal en dis 'n suur, so dit sal warm word. Okay, nou sê hulle vir jou, die effek van 'n katalisator word op die reaksietempo word bepaal. Dadelik weet ons, wat doen 'n katalisator? Hy versnel die chemiese reaksie sonder homself daarin deel te neem. Deur wat te doen? Deur die aktiveringsenergie te verlaag. Aluminium poeier, okay, poeier, met 'n massa van 5 gram reageer met oormaat soveel soutsuur teen 60 grade Celsius. Beskou die volgende energiediagramme nie volgens skaal nie vir hierdie ondersoek. X en Y in diagram B verteenwoordig die aktiveringsenergie. Okay, so nou stop ek gou hierso. Ek kyk, ek sien daar's een grafiek, daar's 'n ander grafiek en dadelik weet ek wat ek het gaan leer. Ek weet hierdie is sonder 'n katalisator en daai is met 'n katalisator, né? Ja, maar die katalisator verlaag die aktiveringsenergie. Heinrich, ek weet jy nou net 'n vraag beantwoord, maar spesifiek die vraag vir jou. Is die aktiveringsenergie vir sonder 'n katalisator 240,8 kilojoules? Nee, wat moet jy doen?
reaktanse tot daarbo. Yes, baie dankie. Okay, dan as ons kyk gou na hierdie, sorry, dan wil ek weet, Jan, ekso of endotermiese reaksie? Okay, en hoe sal jy eksotermiese reaksie ervaar, sien, observeer, voel? Dit gee jy af, jou oortjie word warm. Okay, as ek kyk na diagram B, wat noem jy nou weer hierdie grafiek, Anke? Wat sy naam? Boltzmann, met dit Z, Boltzmann. Okay, en dan as ons hierso kyk, hulle praat hier van Y en X. Charles, watter een van hierdie twee is met 'n katalisator? Y. So hierdie ene is met 'n katalisator, hierdie ene is sonder 'n katalisator. Okay. Nou vra hulle vir jou, is die reaksie tussen aluminium en verdunde swaalsuur endo of eksotermies? Gee 'n rede vir jou antwoord deur na die diagramme hierbo te verwys. Henk? Dit is eksotermies, hoekom? Die energie van die produkte is kleiner as die energie van die reaktante. Skryf jy neer, dit is nou 'n antwoord, né? Of jy kan sien, of jy kon gesê het, die entalpie is kleiner as 0, jy kon gesê het as 'n minus, of jy kon die som gedoen het, of jy kon gesê het, die bindingsenergie is groter as die dissosiasie-energie. Okay, volgende ene sê hulle vir jou, wat word deur die ingekleurde gedeelte regs van lyn P verteenwoordig? Linden, die ingekleurde gedeelte regs van lyn P. Okay. Ek weet, alhoewel die ding 1 punt tel, moes eintlik 2 punte getel het. Genoegsame watter soort energie? Kinetiese energie. Moenie woord kinetiese energie. So dit is die deeltjies met genoegsame kinetiese energie. En elke sê vir my, groter gelyk aan die aktiveringsenergie. Wat kan lei tot effektiewe botsings wanneer 'n katalisator bygevoeg was of toe 'n katalisator bygevoeg was. Ja, ek kan vinnig herhaal. Hooplik nie. Nee. Die hoef niks te sê van die regte oriëntasie nie. In hierdie vraag. Punt 1.2, wat moet jy geleer? Die deeltjies met genoegsame kinetiese energie groter gelyk aan die aktiveringsenergie. Okay, so, julle sal sien met hierdie hoofstuk en die volgende hoofstuk, daar is nogal kwaai geskrywery. Okay, nou ek weet wetenskaplikes is lui, maar effektief. Maar jy gaan nie sommer jou luigheid bietjie moet in jou gat steek en skryf. Okay, en daar is sekere keywords, soos hulle sal genoegsame kinetiese energie wat lei tot effektiewe botsings per eenheidstyd. Dit sal so alles onderstreep wees in die memo. En as jy enige iets in daai onderstreepte gedeeltes uithaal, mis, nie skryf nie, kry jy nie daai punt nie. Okay, so hulle merk nogal kwaai streng hier. So wil jy daar gaan sinne gaan oefen om te skryf. Okay, so jy kan dit hardop gaan oefen, maar dan wil jy dit oefen om te skryf dat jy daai nie woordjies sal uitlos nie. Okay. Vraag 21.1.3. Bepaal die numeriese waarde wat deur letter X op diagram B verteenwoordig word. 2 punte. Okay. Waar is X? Daar is X. Okay, so ons het nou gesien dit is wanneer daar nie 'n katalisator by is nie. Nou daar's nie 'n manier hoe jy dit kan uitfigure met die Maxwell-Boltzmann kurwe nie. Maar jy kan hierna kyk en sê reg,
sonder 'n katalisator, en wat is daai X? Dit is die aktiveringsenergie. Okay, so ons soek sonder die X die aktiveringsenergie, en Hendrik het nou baie mooi vir ons verduidelik hoe jy dit gaan doen. Jy gaan sê 240,8 minus 208,2, en omdat hierdie ding, daar moet 'n minus wees, omdat hierdie ding 2 punte tel, beteken dit daar gaan 'n punt wees vir die feit dat jy minus. Okay, so moenie dink juffrou, dis easy peasy, met jy dit minus, ek gaan dit net met die sakrekenaar insit nie. Kyk op die grafiek, weet jy waar hierdie waardes vandaan kom wat ek nou gebruik het? En jy kyk 32,6, en moenie jou eenheid vergeet nie, jou eenheid ardo, ek gaan jou iets aandoen. Jou eenheid is op jou eie as. Sit jou foon weg, MW. Dis nie my foon nie. So ek niks op gedoen en net recover gekry. Goed, het iemand 'n vraag daar? Goed, volgende vraag of ondersoek. Sê hulle vir jou. Die ondersoek word nou by 30 grade Celsius herhaal. Grade Celsius. Waar was die vorige grade Celsius gewees? Waar is ons met ons vraag? Ek dink by Dian. Is dit by Pieter? Nee, ek het so gelees by Ardo. Dit is verander van actual. Nee, maar dan sê ek by Charles. Charles, wat was die vorige grade Celsius? 60 grade Celsius. Nee, ek het vir jou gevra, het ek jou geskiep. En dit het ek vir Linnen gevra, ja. Okay, so die vorige ondersoek 1 was by 60 grade Celsius. Okay, so voordat ek verder lees, Amonai, die vorige ondersoek was by 60 en nou is dit by 30. Wat gaan gebeur met die reaksietempo? Hy gaan verlaag. Wat gaan gebeur met die opbrengs, jy weer? Dit gaan dieselfde bly, die reaksie gaan nie stadiger plaasvind. Okay, so hulle vir jou sê met dieselfde reaktanse, bla 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 bla, en 'n katalisator te gebruik. So ons vergelyk katalisator met katalisator, né? So daar's geen verandering nie. Nou vra hulle vir jou, hoe sal elk van die volgende beïnvloed word deur in vergelyking met ondersoek 1, kies hy toeneem, afneem of bly dieselfde? Die grootte van die ingekleurde gedeelte. Ingekleurde gedeelte is by diagram B. Hierso hulle wil weet daar. So ons is nou met 'n katalisator, so ons vergelyk nou hierdie ding, né? Met kouer temperatuur. Hoe gaan dit verander, MW? Hy gaan kleiner word, want jou hele grafiek gaan nou links skuif. So jou grafiek gaan nou daar wees. So daai ingekleurde gedeelte gaan nou minder wees, want minder deeltjies gaan genoegsame kinetiese energie wees. Ai, ene tog. So ons antwoord daar gaan wees afneem. Nou vra hulle vir jou die waarde van Y, waar is Y? Daar's Y. Wat gaan met die aktiveringsenergie gebeur as ons die temperatuur kouer maak, Louis Henry? Jesus, ek dink dis dieselfde vraag nou vir jou. Wat is die enigste ding wat die aktiveringsenergie kan verander? Katalisator. Het hulle die katalisator weggevat? Nee. So daai P is presies dieselfde. Die waarde van Y of die waarde van P is bly dieselfde. Volgende vraag. Die totale volume van die waterstofgas geproduseer deur gaan bly dieselfde. Daar gaan niks verander aan die hoeveelheid produkte nie, net hoe lank dit vat om gevorm te word. Okay, volgende ene. In hierdie ondersoek reageer 5 gram van dieselfde monster onsuiwer aluminiumpoeier met 'n oormaat verdunde soutsuur by 60 grade Celsius in elk van die 3 lopies. Die tabel hieronder is in 'n opsomming van die toestande en die resultate verkry voordat die onsuiwerhede nie reageer nie. Okay, so hulle sê vir jou, jy het begin met onsuiwer aluminium begin. Goed, so kom ons kyk gou vinnig hierso. Lopie 1, lopie 2, lopie 3. Konsentrasie van soutsuur het hoër geraak, kan julle dit sien?
Dan sê hulle vir jou die gemiddelde tempo van soveel geproduseer, sien julle die tempo neem toe, en dit maak vir sin, want soos wat die konsentrasie toeneem, gaan die tempo toeneem. Net gou vinnig sien nie, so die tempo is in sentimeter, of kubieke sentimeter per sekonde. Sien julle daai? Ok, kom ons kyk net gou hierso. 5 gram, en die vorige een was ook 5 gram, né? So die gram het nie verander nie. Ons suiwer monster, Shap, 60 grade Celsius, so dit is dieselfde as die eerste ene, ondersoek. Maar nou het hulle die konsentrasie verander. Ok, skryf die onafhanklike veranderlike vir hierdie ondersoek neer. Pieter, wat sal dit wees? Nee, die konsentrasie is die ding wat ons verander. Ja, ekskuus, sorry. Dit is die konsentrasie, maar ok, jy kan nie net sê konsentrasie nie. Jy moet baie spesifiek wees, jy moet sê die konsentrasie van soutsuur. Nee. Doen net dit as jy besig is met somme. Ok. So tegnies is jy reg, mens kan eintlik, maar die merkers is nie altyd so wakkerakkers nie. Wat ek nog vir jou wou sê hierso is, ek wil vra, Ardo, wat is die afhanklike veranderlike? En dan Driekus, jou vraag gaan wees, wat is 3 goed wat hulle konstant gehou word? Nie Driekus nie, Riekus, dit sit net vas my woorde. Wat is 3 goed wat hulle konstant gehou het in die reaksie? Want nie vir my sê die houer nie. Ok, so Ardo, my vraag is, wat is die afhanklike veranderlike? Yes, so jy kan sien, hierso het hulle vir die tempo gaan uitwerk van die volume waterstof geproduseer. So volume waterstof geproduseer. Jy kan ook sê die tempo van volume waterstof geproduseer. Ok, want hulle dit gaan meet by einde van die dag. Die konstantes. Die temperatuur? Yes. Die temperatuur, en dit is by 60 grade Celsius. Die hoeveelheid van elke stof? Ja, die hoeveelheid soutsuur en moet nog 'n wegpakkie aluminium, skryf julle. En wat nog? Ek gaan vir jou sê met 'n katalisator, dink ek. Dink so. Ok, graad 12, soos ek sê, bring asseblief vir my môre weer die boek saam. Dan gaan ons donderdag begin met die nuwe chemie hoofstuk.